Goeiemôre, ek groet u. Dit is Sondag die 14de Junie. So gaan ons jaar so vinnig verby. Kom ons lees uit Filippense 2 vers 4. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar homself ontledig deur die gestalte van 'n dienstig aan te neem en aan die mense gelyk geword en 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jesus, die Seun van die Allerhoogste God, het sy troon en die heerlikheid van God verlaat, om na 'n sondebelaaide aarde te kom, en hier te kom sterf, om die mens te red. En dit alles uit sy vrye wil. Niemand het hom gedwing of verplig om dit te doen nie. Soos ons sien in vers 7 en 8. Hy sê het homself ontledig, hy aan te neem, gelyk geword, homself verneder. Dieselfde sê ons in Johannes 10 vers 17. Daarom het die Vader my lief, sê Jesus, omdat ek my lewe aflê, om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Goed, kom ons gaan gesels oor, kry ons Jesus in die Ou Testament, of sy slegs in die Nuwe Testament? Ons sien dat reg in die Ou Testament het die profete geprofeteer van Jesus en sy koms aan die aarde. Bybelskoliere sê daar is minstens 300 profeseë in die Ou Testament wat tot die letter toe vervul is in Jesus Christus met sy eerste koms. Het gaan oor die eerste koms. En dit begin in Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sê jou die kop vermorsel, jy sal hom in die hakskeen byt. Die woorde hier vermorsel en byt kom van dieselfde Hebreëse woord shuv af. Dan vind ons dat daar verskeie verwysings is in die Ou Testament na 'n engel wat hy met 'n hoofletter geskryf is. Baie verwysings na engele, maar daar is spesifiek 'n paar wat 'n engel met 'n hoofletter geskryf is. En die Bybelskoliere sê dat dit is verwys na die Nuwe Testament, dit verwys na Jesus waar hy met 'n hoofletter geskryf is. Ons sê dat die interessant in die Engelse vertaling is daar net 'n paar, maar in die Afrikaanse vertaling is daar geweldig baie. Maar gerus daarvan. Dan kry ons die verwysings na die skepingsverhaal en die rol wat wysheid daarin speel. Wysheid met 'n hoofletter geskryf. Baie Bybelverklaarders, ek persoonlik voel dat dit is dieselfde, ek is nie Bybelverklaarder nie, maar ek glo dit is Jesus wat hier praat deur die mond van die wyse Salomo. Spreuke 8 vanaf vers 22. Jy kan duidelik hoor hierso dat dit Jesus wat hier praat. Here het my berei as eersteling van sy weg voor sy werke vanouds. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore, toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie. Voordat die berge ingesink het voor die hemels is ek gebore, toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie. Toe hy die hemele berei het, was ek daar. Toe hy 'n kruk afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed. Toe hy die wolke daarbo bevestig het, die bronne van die wêreldvloed sterk geword het. Toe hy vir die see sy grense gestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie. Toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom. Engelse vertaling sê is 'n master craftsman. Kunstenaar naas hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging, het gespeel voor sy aangesig altyd, en het gespeel op sy wêreld rond. En my verlustiging was by die mense kinders. Sien ons Jesus wat hy praat, hy was by die skepping gewees. Hy was deel gewees van Genesis. Jesaja profeteer van die koms van die Messias
en die prys wat hy sou betaal vir die redding van die mens. Jesaja 9 vers 6. Want 'n kind is vir ons gebore, seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid, ontlet wel, troon van Dawid, en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk deur die reg en geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. En dan die groot beskrywing van Jesus aan die kruis, Jesaja 53 vers 3. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat gesplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dan vers 9, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. In die aand van sy kruisiging, daar 'n ryk man van Arimatea gekom, by die naam van Josef, na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra, dit geneem, in sy nuwe graf gelê, in 'n rots uitgekap, groot steen teen die opening van die graf gerol. Ons lees dit in Matteus 27 vers 57 tot 60. Ryk man, net soos Jesaja 53 vers 9 dit geprofeteer het, né? Dan kry ons die profetiese Psalm 22, een van hulle, van vers 7, almal wat by siel spot met my, hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaal hom. Koning Dawid wat hier praat, gelei deur die Heilige Gees, sien hy vooruit wat Jesus moes deurmaak. En ons sien daar is versterking hiervan, Lukas 23 vers 35, die volk het dit gesien, het dit staan en aanskou. Owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy, die Christus, die uitverkoorde van God is. Gaan ons al met Psalm 22 vers 16, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe, spykers deur sy hande en deur sy voete, profesie wat waar geword het. Vers 18 van Psalm 22, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Woordeliks kom het uit Lukas 23 vers 34, laaste deel van die vers, en hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Dan kry ons dit as Jesaja 11 vers 1, daar sal 'n takkie uitsprei uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Isaai was die afvader van koning Dawid, en op 'n stadium by die Fariseërs geargumenteer met Jesus, en hy vra vir hulle, Matteus 22 vers 42, wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? En hulle antwoord hom, Dawid se. Vele male in die Nuwe Testament word Jesus genoem, die seun van Dawid. Dan gebeur dit, na sy opstanding, 2 disippels op die pad van Emmaus, terwyl hulle onder mekaar praat, sluit Jesus by hulle aan, hy vra vir hulle, waaroor is julle so ernstig, en waarom is julle so bedroef? Een van hulle vra vir Jesus, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae hier gebeur het nie? Dan begin Jesus vir hulle vertel, in vers 27 van Lukas 24, begin hy van Moses en al die profete af, en vir hulle uitlê, al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Moses en al die profete, dit wat op hom betrekking het. Nou, wat 'n verskrifte verwys hy hier? Die Ou Testament uit die aard van die saak, want daai staan nie met hulle nie in die Nuwe Testament gehad, hulle het net die Torah gehad, die Ou Testament.
Ek wens ek kon daai leerling bywoon daai dag saam met hulle. Moes wonderlik gewees het. En Jesus het al daai profesieë vervul. Wat is die statistiese moontlikheid dat een persoon al die profesieë wil vervul? En Jesus het Jesaja 7 vers 14. Daarop sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. En Micha 5 vers 2 sê, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Spesifiseer Bethlehem Efrata, omdat daar meer as een plek was met die naam van Bethlehem. En ons kry Matteus 2 vers 5, waar hierdie wyse manne uit die ooste uitkom en hulle sê vir hom, dit is vir Herodes. Toe Herodes hulle vra, waar is hierdie koning van julle gebore? Toe sê hulle in Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Dan sê ons in Johannes 5 vers 46, sê Jesus, maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. Jesus verwys na die Ou Testament, wat gesê het dat hy gaan kom. Dis 'n interessante teenstrydigheid aan die skepingsverhaal. Kom ons lees Genesis 1 vers 3. En God het gesê dat daar lig gewees het, daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis, en God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. Dit was aand en dit was môre die eerste dag. Maar dan kom ons by vers 16. God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand en dit was môre die 4de dag. So hier sien ons, God het lig geskaap op die eerste dag, maar hier kom ons en hy sê hy skape weer lig op die 4de dag. Nou wat is die verskil? Hoe werk dit uit? Kom ons gaan na Psalm 72. Vers 17. Mag sy naam vir ewig wees, mag sy naam uitspruit solank as die son daar is, en mag al die nasies in hom geseën word, om gelukkig prys. Van wie praat die psalmdigter hier? Van Jesus. Wat die Israeliete sê, die Jode sê, daardie versie moet as volg vertaal word, uit die oorspronklike Hebreëus. Hy sê, mag sy naam vir ewig wees, sy naam was daar voor die son. Daardie deeltjie van die middelste deel van die versie wat sê, mag sy naam uitspruit solank as die son daar is, sê die Jode, wat dit moet lees, sy naam was daar voor die son, en mag al die nasies in hom geseën word, om gelukkig prys. So Jesus was die lig van die wêreld, hy was die eerste dag, was hy daar gewees. Ons gaan na Jesaja 40 vers 3 toe, een stem wat roep, 'n stem van een wat roep, ry in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onse God. Weg van die Here, groot pad. Maleagi 3 vers 1 sê, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom, die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Hier sien ons Johannes die Doper, wat vooruitgeloop het, en die groot heerser, die boodskapper, wat sy weg so ruim voorby uit sal baan, Jesus Christus. Ons gaan op Psalm 40 vers 6. U het geen behae in slagoffer of spysoffer nie. Ore het u vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het u nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol, is dit vir my geskrywe, kan jy hoor Jesus wat praat? Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen,
om die wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie. Here, U weet dit. En Jeremia 31 vers 31 sê, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het, op die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het, om hulle uit Egipteland uit te lei nie. My verbond wat hulle gebreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, sê die Here. Die Engelse vertaling sê, ek was hulle husband gewees. Maar dit is die verbond wat ek na die dae by die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hier sien ons die ou verbond met slagoffers en spysoffers en brandoffers ensovoorts, en hier kom 'n nuwe verbond. Ou verbond op die verstand geskrywe, nuwe verbond op die hart geskrywe. En Hebreërs 10 vers 5 spel dit vir ons so mooi uit. Daarom sê hy, skryf die skrywer aan die Hebreërs, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wil hy nie hê nie, maar U het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het U nie behaag nie. Toe het ek gesê, Jesus het praat, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe om U wil te doen, o God. Dis soos die profesie gesê het, né? Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wil hy nie hê nie, en het U nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk ek kom om U wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede daar te stel. Ek sluit af. Matteus 5 vers 17. Moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Die Griekse woord hier vervul meen to fill out, to complete, to make perfect, to accomplish and end. Met ander woorde, om het af te handel. So terugblyk, hier sien ons Jesus se handtekening verskyn reg deur die bladsye van die Ou Testament. En elke profesie daarin is deur hom vervul tot die letter toe. Mag die Here U seën. Amen.